Weet julle, my sussie is lui en Jesus kies so waar haar kant en hy sterk haar in haar kwaad. Dis die woorde van 'n baie spesiale vrou in die Bybel met die naam Martha. Martha en Maria is twee sissies wat in dieselfde huis bly en Jesus kom by hulle besoek aflê en albei is dankbaar, hulle wil nader aan Jesus kom. Hulle wil vir Jesus dien, disippels wees, maar hulle doen dit op 'n Martha manier en op 'n Maria manier. Martha is die een aan wie hierdie huis behoort en sy is die versorger. Sy sorg dat almal kos en iets te eet te kry en sy kyk na almal se behoeftes en sy hardloop rond. En dis op daai oomblik wat sy te dink Maria is lui, want Maria gaan sit by Jesus se voete en sy doen niks, sy sorg nie vir die gaste nie, sy luister net na Jesus. En is die dat Martha toe hier in Lukas 10 na Jesus toe kom en sê, Here, wil jy nie met my sussie praat asseblief nie? Sy sê vir haar, sy moet vir my help, sy moet nie net hier sit en lui wees nie. En toe antwoord Jesus vir haar op 'n manier wat vir ons vreeslik baie gaan beteken, wat vir ons gaan help om balans te kry tussen die Martha en die Marias en die Lasarusse en die Petrusse en die Paulusse. Want Jesus sê eintlik Martha is 'n baie spesiale disipel en Maria ook. In Johannes 11 is in 'n ander deel van die Bybel word Martha geteken as hierdie besondere sterk gelowige. Sy is die een wat leiding neem. Haar broer Lazarus is dood en begrawe en sy is die een wat uit die huis uitkom, vir Jesus ontmoet, met hom praat en vir hom sê, ek glo u kan wonderwerke doen, u is die Christus, 'n verstommende belydenis van 'n doener, sterk Martha disipel. Maar hier in Lukas 10 is Maria weer die voorbeeld van so 'n massa van my broers en susters, die ander met disipels van Jesus. Sy is die een wat sê, ek gaan nie nou eers sorg vir tee drink en vir almal kos gee nie, ek wil nou drink van die water van die lewe en die brood van die lewe deur te luister na Jesus. En sy is die voorbeeld van die gefokuste disipel, waar Jesus sê, Maria het een ding gekies, en sy belyn haar hele dag daarmee, dat het gaan oor Jesus, nie oor die ander dinge wat ook belangrik is, maar beslis minder belangrik is. Martha pragtsterk disipel, Maria gefokuste pragtige disipel. Wat sê dit vir ons? Dit sê vir ons, in ons kerke, gemeentes, in my, is daar 'n verskeidenheid soorte disipels. En ons moet besef dat daar verskillende geloofstipes is, spiritualiteitstipes is. Kom ek noem die 4. Daarso is die persone wat baie intellektueel en rasioneel is. Dis die mense wat hou van Bybelstudie. Hulle wil diepte kos in die woord uit hê. Hulle probeer verstaan, hulle vra, hulle wil ontdek. Dan is daar die doeners, die Marthas. Dis hulle wat sê, moet nou nie te veel sit en Bybelstudie doen nie, sorg dat die armes kos kry en dat die wêreld 'n beter plek word. En dan is daar die hartsdisipels. Die wat sê, as ek kan huil en lag en iets beleef, dan is my geloof brandende. As daar 'n preek is wat my hart geroer het en my trane laat loop het, dan was dit 'n goeie preek en dis my geaardheid, my behoefte. En dan is daar die meditatiewe soort mens, die een wat stilte soek, wat in die natuur wil gaan sit en met Jesus kommunikeer en diep nadink
in eie binneste gaan grawe. En hierdie 4 soorte vind ons in ons medegelowiges, in ons kerke, in die styl van aanbidding. Want daar is nie net hierdie soort mense in een gemeente nie. Daar is ook nogal sekere soort kerke wat ontwerp is vir die rasionele mens. Die een waar die preke diepte intellektueel moet wees en waar jy Bybelskool het. En dan is daar weer die ander kerk wat harte roer, waar die charismatiese belewenis is, wat ons partykeer dan ongelukkige naam noem, die happy clappies, of die mense wat nie so diep is nie. Maar dis juist die probleem. Ons kritiseer mekaar in plaas van mekaar se andersheid te waardeer en te aanvaar en te benut. Om regtig dankbaar te wees, die Here het 'n reënboogsoort aanbidding gemaak. En as ek al die kleure by mekaar voeg, is die wêreld en die Christelike geloof op sy mooiste. En ons moet asseblief besop vir konflik tussen daai groepe. Want partykeer is die een dominee baie meer op hierdie ene, en dan is 'n mens geneig, jy sê, ek gaan dit so doen, en as die ander my kritiseer, dan is ek nogal 'n bietjie seer gemaak. En as ek weer die meer emosionele prediking het, dan is dit swaar as iemand vir my sê, maar jy vertel storieetjies, jy moet diepte Bybelstudie doen. So kritiseer ons mekaar, en dis verarmend, ons verryk nie ons geloof nie. En daarom wil ek die woord vir jou gee, verryk jouself en verryk jou kerk deur Martas en Marias en intellektuele Paulusse en doener Petrusse saam in die kerk te laat welkom voel en hulle absoluut te benut en te laat blom in daai kerk. As ons dit terugkry, dan gaan ons die helder reënboogkleure van Jesus se evangelie saamvoeg in een helder wit lig vir die wêreld, wat almal in die wêreld aantrek en wat vir almal gaan verryk. Ek wil vir jou vra, vat wel die een ding van Maria. Sy het gesê, ek fokus op Jesus. Alles is in lyn daarmee. Of ek 'n doener is, of 'n intellektuele mens, of ek stil is in meditasie, of ek my hart uithuil en uitlag, Jesus moet die fokus wees in my hele styl. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, ons wil bid vir kerke en gelowiges. Maak vir ons skatryk met die verskeidenheid van Martas en Marias, wat elkeen 'n plek kry. Help vir ons dat ons nooit vir mekaar sal kritiseer oor ons andersheid nie, maar eerder juig oor die andersheid, want dis hoe U vir ons gemaak het, ons persoonlikhede, en met U Heilige Gees ons persoonlikhede nog mooier gemaak het en laat blom. Dankie dat daar vir ons almal plek is in elke gemeente. Ons bid daarvoor in Jesus naam. Amen. Die verskeidenheid van kerke is mooi as ons ophou om vir mekaar te kritiseer en eerder vir mekaar waardeer. Seënwens.